Goeiemôre Kaleido. Dit is so lekker om julle hier te sien vanoggend. Ek het verseker 'n lekker Saterdag gehad na die bokke daai naalskraapoorwinning deurgetrek het teen die skotte. Maar is lekker om julle almal hier te hê. Indien jy vanoggend ons vir die eerste keer besoek, baie welkom. Ons glo en vertrou dat jy iets van 'n liefdesgemeenskap saam met ons gaan beleef. Ons as bedieningsspan wil graag saam met jou kuier na afloop van die diens. Julle sal sien daar agter in die hoekie is 'n eerste keer besoekershoekie. Nou ons beloof, ek maak altyd hierdie grappie, maar ek hoop altyd julle lag vir hom, maar dis die beste koffie naasprest in die huis. So asseblief kom maak 'n draai, kom kuier daar saam met ons. Dan is daar twee belangrike afkondigings. Op die 21ste Julie is ons nuwe lidmaatgesprek. En as jy Kaleido jou huis wil noem, is dit belangrik dat jy hierdie geleentheid bywoon. Ons gaan praat oor die hart van Kaleido en hoekom ons doen wat ons doen, so moet dit nie misloop nie. Ons het daai selfde aand ook ons doopgesprek. Nou, ons het al hierdie jaar, kan julle glo, 72 mense gedoop. Ek dink dit is 'n fantastiese nommer. Gee ons hom 'n lekker hande klap. Dis ongelooflik wat die Here in mense se lewens doen. En ek het gedink om 'n klein storie te deel. En elke keer wanneer ons mense doop, is dit vir my so mooi. Die mense by elke doop, daar so hierdie goue draad wat almal aan mekaar voeg. Elke keer is almal se stories soort van uniek en in dieselfde rigting. En ek dink daar is nie 'n ding amper in die woord wat ons meer kan doen uit gehoorsaamheid as die doop nie. So om Jesus se woorde net so te gehoorsaam. En ek wil jou graag uitnooi, indien jy nog op die kantlyn sit en wik en weeg of jy gedoop wil word, kom woon die gesprek by, kom hoor waaroor dit gaan. En jy het nog absolute keuse om in of uit te opt, maar ook ek is oortuig dat nadat julle daar was, dat 'n klomp van julle sommer gedoop sal word. So, daardie inligting is beskikbaar vir julle op die WhatsApp community. Julle sal sien voor julle op die stoele is 'n QR-kode. Scan dit sal julle soontoe vat. Julle kan ook hierdie inligting op Church Center kry. Julle kan daar registreer of alternatief kan jy altyd by die info-toonbank kan julle ook daar meer inligting kry. Kaleido, dis regtig vir ons ongelooflik dat julle so gee. En dat ons 'n gemeenskap is wat werklik God se hande en voete op hierdie gebied is. En ons wil julle aanmoedig om aan te hou gee. Julle sal die QR-kode agter op die skerm sien. Ons helpers sal ook na afloop van die diens agter by die deure staan. En nou Kaleido, op hierdie koue oggend wil ek vra, staan op julle voete en skud bietjie daai litte los. En ek wil jou nou uitdaag, gaan gee ten minste vir 2 of 3 mense 'n lekker handdruk. En selfs 'n klapsoen, maar dit moet jou vrou of jou kind wees of iemand. Mag iemand anders 'n vrou wees nie. In 3, 2, 1. Waar is so bietjie as dit goed gaan met jou? Dat ek net kan sien, kan almal my hoor. So vanoggend gaan ons 'n nuwe liedjie doen. En hierdie nuwe liedjie kom reguit uit die woord van God uit. En dis so lekker om partykeer 'n skrifgedeelte aan 'n melodie te kan heg. Want dit help ons om so bietjie beter te onthou, want dan sing ons eintlik skrif in ons kar. Okay? Ek lees vanoggend vir jou, ek hoop net nie al my boekmerkies val nou hier uit nie, kom ons draai. Ek lees vir jou Psalm 150, dis die laaste Psalm. Dit sê, prys God in sy heiligdom, prys hom hieronder sy magtige hemelgewelf, prys hom oor sy kragtige dade, prys hom in sy magtige grootheid, prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lier, prys hom met die tamboerijn en koordanse,
prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbole. Hoor jy, goed, laat ek bietjie hoor, laat ek daai symbols hoor. Hy hoor my nie. Daar's hulle. Prys hom met galmende simbole. Laat alles wat asem het, die Here prys. Hierdie liedjie se naam is Kom loof hom en sy koorgedeelte lees. Kom loof hom, kom loof die Heer. Kom loof hom saam alles wat asem het. Laat alles wat asem het, U loof. So voor ons begin, gaan ons net 'n oefenronde doen, sodat ek seker is julle het die koor, okay? En dan gaan ons inspring, maar moenie my alleen los nie, dis die eerste keer wat ek hom ook doen, so jy's nie alleen vanoggend nie. Okay, kom ons begin. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, saam alles wat asem het, kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, laat alles wat asem het, U loof. Het julle hom? Is julle seker? Kom ons doen vanoggend wat hierdie skrif sê en ons loof hom saam. Kom ons sing. U is geklee in glorie, die naam bo elke naam, is eindeloos in grootheid. Wie kan voor U staan, skepper van die heelal, U plan vir ewig vas, niemand kan U stop nie, geen mens of bose mag. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, saam alles wat asem het, kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, laat alles wat asem het, U loof. Kom ons klap. U is ons beskermer, Jesus vaste rots, ons vesting en ons sterkte. Here, U is ons God, U is heerser en U is herder. Immanuel wat my lei, my anker en my vegter, my lippe sal U prys. Kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, saam alles wat asem het, kom loof hom, kom loof die Heer, kom loof hom, laat alles wat asem het, U loof. Loof hom uit die hoogste hemele, loof hom saam miljoene engele, loof hom al die helder sterre, loof hom al die reuse berge, loof hom elke mens op aarde, loof hom vir sy wonderdade, loof hom hy is hoog verhewe, loof hom want hy heers vir ewig. Kom loof hom, kom loof die Heer.
goed, hy is waardig en ons loof hom vanoggend as gevolg van dit. Tegnische fout, ons gaan nou begin. Als hy. Groot is die Heer, rechtvaardig en getrou, die wat beloftes hou van wie is. Groot is die
sal U loof vir ewig sing van die goedheid. Ja, ek sal U loof, verwonder deur die grootheid. Ek sal U loof, vir ewig sing van die goedheid. Ek sal U loof, verwonder deur die grootheid. Groot is U. Amen. Is dit nie ongelooflik dat wanneer ons fokus skuif van ons eie wêreld, van ons eie probleme, van ons gesondheid, dat wanneer ons fokus skuif na God en sy grootheid en sy heerskappy, dat die probleme van hierdie wêreld al hoe kleiner en kleiner raak. Amen. Amen. Julle kan julle sitplek neem, Claudia. Claudia, dit is vir ons vanoggend 'n groot voorreg om vir Marius van Logrenberg te verwelkom. Nou van julle sal hom dalk onthou van 'n rukkie terug, maar Marius is die pa van 'n 2,5-jarige Luca. Hy is die eggenoot van Lenay. Hy kom al die pad daar die Wesrand uit. Ek het nou net vanoggend vir hom 'n storie vertel van waar ek en Tres een keer waar ons in der Haas huis toe moes kom na ek 'n afstukkie kaaskoek geëet het. Maar ek gaan julle nou nie veel daarvan vertel nie. Maar dit is vir ons so 'n groot voorreg om vanoggend vir Marius hier te hê. Hy het oor die 20 jaar sy ervaring in voltydse bediening. Hy is heidaglik is hy 'n groot leier van 'n groot regsfirma en ja, Marius het regtig hy het 'n diep liefde vir die woord en hy's 'n uitstekende kommunikeerder en ons is ongelooflik opgewonde om te hoor wat die Here in Marius se hart doen en wat hy vanoggend met ons gaan kom deel. So Marius, jy gou langs my kan hier kom staan, lei jou en as julle julle hande so wil uitsteek na Marius toe, ons gou vir hom bid en hom welkom heet hier. So Here, dankie vir Marius, Here, dankie vir dit wat U in sy hart geplaas het, Here. Here, ons vra, Here, dat U vanoggend, Here, bande en bondage sal kom breek, Here, wat dalk vir jare 'n vesting was, Here. Here, dankie dat U vanoggend vir Marius gebruik hierso in die Oosrand. Here, dankie vir U liefde, Here, en dankie vir 'n gehoorsame seun van God. Amen. Claudia, gee vir Marius 'n groot Claudia welkom. Dankie julle, dis weer eens so lekker voorreg om hier te wees by julle en ek dink die tema was vir my toe Johan my vra, daai dag wat hy my vra, vroeër daai oggend het ek juis met 'n vriend van my gesels. Hy's in Amerika, so wat gebeur is terwyl ek slaap, stuur hy vir my sulke lang voice notes, sulke podcast, so al die pad werk toe en terug, en luister ek nou maar sy boodskapies, eerder as die radio, want dan praat ons nou maar so, en dan stuur ek nou maar vir hom dieselfde lengte boodskappe terug, dan wanneer hy wakker word, het hy die voorreg om na my stem te luister, ook dan nou, jy weet, so, maar ons het hierdie gesprekke, en die gesprek kom nooit klaar nie, want ons praat oor maande oor dieselfde ding, want ons, jy weet jy, hierso van, ek slaap en hy's wakker, andersom, en daai oggend toe ek wakker word, het hy vir my vertel van 'n ding wat met hom gebeur het, hy staan so voor 'n ou in 'n werksituasie, maar hy is so woedend, hy wil skree op die ou, jy weet, maar op die einde besluit hy toe, hy gaan nie en alles, maar na die tyd toe hy so begin dink oor wat gaan nou aan en wat het hier gebeur en hoekom is hy so kwaad, toe besef hy, maar hy is eintlik nie eens kwaad vir hierdie ou nie, maar hy is kwaad, daar's ietsie in sy hart, en hy dink toe vir homself, maar waar kom hierdie woede en hierdie energie vandaan, en hy gaan toe nog bietjie dieper in sy hart, en hy besef, maar hy is nie kwaad vir een ding nie, hy is sommer kwaad vir alles, hy is sommer kwaad vir almal, jy weet, en dis sy persoonlikheid se manier nou maar van deel met dinge, is om oor te gaan na woede, aksie, daai te klas van ding, almal doen dit anders, nee, so dit gaan nie net oor die een ding in die lewe, dit gaan oor die baie klein dingetjies in die lewe, waarmee ons werk, en die tema vanoggend, om te laat gaan, is eintlik so 'n belangrike tema, want ek dink nie die wêreld om ons gee vir ons kans om te stop nie. Never mind laat gaan. Jy het nie tyd om net asem te haal en te sê, okay, kan ek vergewe nie? Of wanneer huil ek nou klaar oor hierdie ding wat ek verloor het, of hierdie mens, of jy het nie kans vir dit nie. Ek het
ek en 'n paar vriende het 'n klompie jaar terug het ons besluit voor hy die ys smelt, gaan ons Kilimanjaro klim. En ons het dit toe gaan doen en ons het toe al die, jy weet, maak groot skuld en ons daar op die berg en ek was besig om te oefen vir die comrades. My een vriend was hy het vir die Pik rugby gespeel en 'n ander ene se kampioen bergfietsryer. So ons het gevoel soos elite atlete wat nou hierdie ding gaan doen. En ons sê ewe hands vir hierdie ouens, vir die gidse, hoorie so, gee vir ons die vinnigste maar moeilikste roete, kortste maar moeilikste roete hier by hierdie berg op, né? En hoe dit werk is, wat jy eintlik moet doen is jy moet opklim tot 'n sekere hoogte en dan sak jy bietjie af en dan slaap jy bietjie laer want dan stim en suurstof. En jy kan nie dink wat dit in jou lyf doen totdat jy nie daar is nie. So jy gaan bietjie hoër, dan gaan klimatiseer jy bietjie laer, dan volgende dag klim jy nog hoër en jy doen dit al die pad totdat jy nou heel bo is. Dis hoe jou lyf nou aanpas. Maar ons klimatiseer nie eers nie. Ons wil net gaan. Jy weet, maar nou op dag 2 besef ons hierdie was 'n fout. Dit is 'n baie groot fout geweest. Ons is besig om dood te gaan want jy's so moeg, jy kan nie eens jou tande borsel nie. Jy kan nie eens as jou skoenveters losraak terwyl jy loop, en dan so 'n klippie voor jou en jy dink nie eers, jy tel nie eens met jou voete op om dit oor die klip te tel nie. Jy buig nie af om jou skoenveters vas te maak nie. Jy's net te moeg want jy het nie suurstof nie. Jou lyf is besig om te sê, hierdie is moeilikheid. En na 'n rukkie besluit die gidse, hulle gaan nou maar intree want hierdie ouens het bietjie te veel, hulle is 'n klein bietjie te confident gewees. En hulle sê nee ouens, ons moet of die ding langer maak of ons moet julle pakkies ligter maak en hulle maak dit darm 'n dag of 2 langer, maar hulle sê ek nee, julle moet in elk geval, ons moet kyk net wat is in julle rugsakke. En hulle haal 1 of 2 goedjies uit, 'n baadjie en 'n ding by my en 'n ander ietsie, hy het so 'n bersietjie gehad wat hy saam gedra het want dit is nogal koud geweest. Ander vriend het hulle 'n extra bottel water weggevat. Niks meer as 1 kilogram elk wat hulle uit ons sakke uitgehaal het nie. En toe ons nou verder stap, is amazing wat 1 kilogram kan doen in daai buitengewone omstandighede. En hoe jou lyf dan voel, maar ek kan skielik nou weer my skoenveters vasmaak. Ek kan weer die basiese dinge net doen. Net om te laat gaan en daai 1 kilogram. Jy kan nie dink nie, ek kan 1 kilogram, hierdie is hoeveel milliliter, ek weet nie hoeveel dit weeg nie, maar ek kan hierdie vashou, maar om net van 2 van hierdie botteltjies te laat gaan het my lewe gered. Maar my vriend by wie hy die bottel water vat, hy sê, no, don't take my water. En hy sê, no, but you're dying, sir. Hy sê, but I need water to live. Hy sê, but you're dying, you need oxygen. en hier is so vir my so 'n metafoor, ek dink, van waar ons onsself bevind. Is dat ons dra, maar ons is so gewoond aan dit, en ons dink dat die dinge waar ons vashou, het ons nodig baie keer. En ons dra goed wat ons nie eintlik veronderstel is om te dra nie. En jy kan nou dink aan die ooglopende idees wat dit kan wees. Goeie soos om te vergewe. Goeie soos om wanneer jy iets verloor het of iemand verloor het of ons teleurstelling of jy moet iets laat gaan. Ons dra goeders by ons wat ons nie hoef te dra nie. En ons dra dit op 'n ongesonde manier. Want ons het nie die water daar uitgegooi nie, die gids het gehelp om die water te dra. Jy het nog steeds die water saam opgevat, jy het nog steeds die water nodig, maar dra dit net op 'n gesonder manier. En ek gaan vir julle lees uit Matteus 18, vers 18 tot vers 23 tot 34. En hy sê hierso in vers 23, daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een aan hom gebring wat 10.000 talente skuldig is. So hy kyk nou, wie skuld my geld en hy gaan alles regmaak met hulle. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word en sy vrou en kinders en alles wat hy het. Dis erg hoor. En dat alles betaal dan moet word. In vers 26. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom neer en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld vrygeskeld. Vers 28. Maar toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind wat hom 100 pennings skuldig was, het hy aan hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld.
Sy medediensknegt val te voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie. Maar hy gaan, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerk, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef. En het gegaan en hulle Heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarom roep sy Heer hom en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy gesmeek het. Moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig gewees het, soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hom skuldig was. Nou, in die konteks van hierdie gaan dit oor vergifnis, maar jy kan eintlik die woord vergifnis amper saam met 'n klomp ander woorde lees. Jy kan dit lees saam met goed soos rou, jy kan dit lees saam met goed soos teleurstelling, daai gevoel van ongeregtigheid wat ons het van die wêreld om ons. Jy kan al daai goeders daarin lees ook, en eintlik is wat Jesus vir ons hierso gee, hy maak oop wat die menslike toestand is hierso. Hy wys ons eintlik ietsie van ons harte. Dis 'n meestersielkundige les wat hy vir ons gee hierso. En hy wys vir ons hoe ons te werk gaan. Met ander woorde, hierdie diensknegt, hy skuld aan 'n ou geld en 'n ander ou skuld aan hom geld. Hy skuld hierdie ou baie geld, daai ou skuld hom minder geld. Nou, as ek geld aan iemand skuld en daai ou kom en sê, ek gaan jou in die tronk gooi en ek gaan jou vrou en jou kinders verkoop en alles totdat jy my betaal. Jy weet, dis 'n baie erge ding om oor jou kop te hê. Dan gaan jy nou gaan na die ou toe wat jou geld skuld, eerste, en vir hom sê, gee vir my geldjie, want ek wil vir daai ou geldjie gee, nee, want ek wil nou uit die probleem uitkom nou hierso. So dis heel normaal vir hierdie ou om te gaan en te sê, gee my wat jy skuld. Maar voordat hy dit kon doen, sê sy Heer vir hom, okay, maar jy skuld my nou niks meer nie. So, wat hy skuld is nou nie meer daar nie, maar dit wat aan hom geskuld word, is vir hom nou moeilik om te laat gaan. En ek sê dit is 'n tipe van 'n oopmaak van die menslike kondisie, ons toestand, ons manier van werk met dinge is, want wat gebeur is, ons kyk na die wêreld op 'n spesifieke manier, maar wanneer dit kom by my, kyk ek bietjie anders na die wêreld as wanneer ek kyk na die wêreld vir jou. Is dit nie? Want vir my is dit bietjie ander reëls soms. En vir my is dit net so, jy weet, ek kan wegkom met 'n paar dinge. Dit is okay as ek dit doen, maar is nie okay as jy dit doen nie. Met ander woorde, as ek nie hoef jammer te sê nie, in 'n situasie, dan is dit baie lekkerder en makliker om te sê, "Sjoe, dankie, jy het my vergewe, ek hoef daarom nie jammer te sê nie." As wat dit is om vir iemand anders te sê, "Maar jy hoef nie jammer te sê vir my nie. Ek het nou nie iets van jou af nodig nie." Hierdie sê ietsie van ons, en wat ons eintlik moet vra uit hierdie stuk uit is, hoekom sukkel hierdie ou om die skuld af te skryf? Hoekom sukkel hy om dit te laat gaan? Wat is die ding in die hart van hierdie probleem? Wat gaan eintlik daaraan? Het gaan nie net oor vergewe nou nie. Het gaan oor, hoekom sukkel hierdie ou om te vergewe? Die idee wat ons dan met onsself gelos moet word is, miskien, kom ons sit onsself in hierdie ou se skoene, want eintlik dink ek, hier's 'n paar goeders wat ons vir onsself sê in hierdie situasie. Eerste ding wat ons vir onsself dalk sê is, weet jy wat, ek is, hierdie maak te seer. Jy weet? Hierdie het met my gebeur. Het sê ietsie van my, né? Of hierdie ding, ek het al hierdie verwagtinge gehad vir die situasie, maar nou is hierdie teleurstelling hier, so ek kan nie dit laat gaan nie. Daar's iets wat gebeur. Nou, in die proses vertel ons vir onsself seker 'n paar goed. Ek wonder wat het hierdie ou vir homself vertel oor hierdie diensknegt wat hom iets skuld. Nou wat vertel ek myself met ander woorde in hierdie situasie? Dit is 'n bietjie van 'n spieël vir ons, hierdie diensknegt en sy manier van werk. Van die goeders wat ons vir onsself sê is, weet ek, hierdie is net te veel. Ek kan dit nie doen nie. Jy weet, ek het op 'n stadium 'n pad gestap met 'n ou wat, hy was seker 10 of 15 keer in rehab gewees. Hy was 'n dwelmverslaafde vir meeste van sy grootmenslewe. In sy 40's iewers kry dit reg om hierdie verslawing te los. En ek vra vir hom die vraag, maar jy sê,
10, 15 keer was jy in rehab, jy kon dit nie wen nie, jy kon nie hierdie ding van jou skouers afkry nie. Hoe kan jy hierdie verslawing nou gewen het? Hy sê, want ek wou. Jy weet, okay, dis ek wou, jy weet, ek wel, vertel my 'n bietjie meer van hierdie. Hy sê vir my, die vorige keer het ek vir myself 'n klomp goed vertel van hoekom ek dit nie kan doen nie. Ek het vir myself, en ek het dit gedoen vir ander mense, en ek het dit gedoen vir selfs vir die Here, jy weet, ek het dit gedoen vir 'n klomp goeders, maar ek het nooit besef, maar eintlik sê ek al hierdie ander goed, maar eintlik wil ek nie. Ek sê ek kan nie, maar eintlik wil ek nie. Jy weet, ek sê dit is te moeilik, maar eintlik wil ek net nie dit doen nie. En die ding wat ek vir myself sê is nie die waarheid nie. En toe ek met die waarheid connect, toe ek vir myself by die waarheid uitkry, dis toe ek besef, hierso hoekom ek sukkel. So hopelik vandag kan ons net na daai punt toe gaan wat ons sê, okay, wat is hierdie waarheid agter hierdie ding? En miskien is daar 'n groot ding in jou lewe. Jy gaan nie deur hierdie lewe sonder probleme nie. Jy gaan nie deur hierdie lewe sonder dat dinge nie met jou gebeur nie. Ek het juis hierdie week, ek sit die hele week en ek dink aan om goeders te laat gaan. Hierdie week sit ek saam met 'n familielid by die dokter se kantoor en ons kry 'n baie slegte diagnose. Soos 'n baie slegte diagnose vir hom. En letterlik, ek stap daar uit, ons stap in die gang van die hospitaal uit en my foon lui, en ek hoor een van my, of is 2 weke terug, skus, en ek hoor, een van my beste vriende van 20 jaar is oorlede. Nou, ek het nou net gehoor hierdie gaan gebeur, nou hoor ek, hierdie het gebeur. Nou loop ek by die hospitaal uit en ek dink vir myself, ek moet nou nog werk toe gaan ook nog, en ons mense by die werk. Jy weet, dit stop net nie. Dit kan 'n klomp goeders wees, dit kan een groot ding wees, dit kan 'n klomp groot dinge wees, dit kan 'n klomp klein goeders wees. Maar jy gaan nie sonder enige skade en sonder enige wonde deur hierdie lewe nie. Dis nie die belofte wat Jesus ons ooit gee nie. Ons gaan deur hierdie lewe gaan en dinge gaan gebeur. Eintlik wat ons dink is, ek word iets geskuld. En dis die diagnose vir hierdie ou. So hy voel die lewe skuld hom iets. Met ander woorde, ek het die reg om nie te vergewe nie. Dis eintlik die ding. Ek weet ek moet vergewe, maar eintlik wil ek nie. Dis nie dat ek nie kan nie, dis eintlik dat ek voel ek het die reg om nie te vergewe nie. En ek sê hierdie met baie sensitiwiteit en want ek het 'n baie naby persoon aan my verloor onlangs. Selfs met ietsie soos rou. Dis is 'n moeilike ding om te laat gaan. Nou kom ons kyk net na die verskillende maniere wat ons geleer word om te laat gaan. En in hierdie wêreld waar ons lewe, is daar verskillende filosofieë, teorieë, idees, gedagtes, spiritualiteite, gelowe, en jy kan dit soort van in 'n paar kategorieë sit. En een van die maniere wat ons geleer word om te laat gaan, is die baie stoïsynse manier. Die stoïsyne was 'n klomp mense gewees, omtrent in Jesus se tyd en bietjie vroeër. Hulle het geglo in detachment. Met ander woorde, jy moet ontkoppel. Met ander woorde, hierdie ding maak eintlik nie saak nie. So jy moet die waarde by hierdie ding wegvat. Dit gaan jou nie seer maak nie. So, hierdie ding maak net seer omdat jy dit toelaat om jou seer te maak. Hierdie ding is net 'n las omdat jy dit toelaat om vir jou. Hierdie ding is net so belangrik omdat jy belangrikheid aan dit heg. Met ander woorde, vat die waarde van dit weg, dan gaan dit jou nie pla nie. Jy weet, you have to detach from it. Jy moet dit laat gaan. Nou dit klink op 'n manier, okay, dit maak sin om so te lewe, jy weet, maar nou is baie keer goede wat jy te veel waarde aan heg, wat jy nie hoef so baie te pla nie, maar jy kan nie niks waarde aan enigiets in hierdie lewe heg nie. Dis ook nie wat die skrif ons leer nie, is dit? Dan kry jy die oosterse gelowe wat sê, eintlik moet jy jouself leegmaak. En dis hoe jy mediteer in die oosterse gelowe, is jy maak jouself leeg, want hoe leer jy jouself maak, meer detach jy, ontkoppel jy, want as jy besef dat hierdie wêreld maak nie saak nie, jy maak nie saak nie, en eintlik bestaan jy nie, dis eintlik die uiteinde van dit, eintlik bestaan jy nie, daarin lê jou geluk. So wanneer jy leeg is, hoe leer jy is hoe gelukkiger is jy. Nou,
Dis maniere wat ons in terapie en is maniere wat ons in verskillende dinge probeer by uitkom en jy weet en ons probeer gesond word en alles, ons hou vas aan al hierdie self-help tipe goeders, maar in ons geloof, in die Christelike geloof, is dit heeltemal anders. Kontrasteer dit met wat ons geleer word en wat eintlik aangaan in die Christelike geloof, is dit 'n hele ander manier. Ons praat nie in die Christelike geloof van leeg wees. Jy maak jouself nie leeg nie. Jy vervang iets eintlik in die Christelike geloof. Jy maak jouself eintlik vol. So ons meditasie vir ons is nie leeg maak nie, dis vol maak. En hier is die ding. Jy is belangrik. Die Bybel wys ons is belangrik en die Here is lief vir ons en ons is geskape in sy beeld, maar ons is nie so belangrik dat ons dat omdat dit met my gebeur het, dat ek nie kan laat gaan nie. Sien, wat ons doen is, ons vat 'n goeie ding en ons maak dit die belangrikste ding. Ek is 'n goeie ding, jy is 'n goeie ding, maar ons maak onsself die belangrikste ding. Tim Keller sê, idolatry means turning a good thing into the ultimate thing. En ons kan dit doen met baie dinge, né? Want pyn is 'n goeie, dit is goed om te voel, ek het lief gehad en ek verloor. Dit is goed om te voel, daar's ongeregtigheid in die wêreld. Dit is goed om hierdie goeders te voel. Maar wanneer dit my ultimate word, en dit gaan eintlik maar oor my, dit is wanneer dit my afgod begin word. Dit is wanneer ek sukkel om te laat gaan. Nou hier is die ding, selfs die wetenskap sê vir ons, dat ons moet laat gaan. Wie sou kon raai, die Bybel is reg gewees, toch al hierdie tyd, jy weet? Die dinge wat met jou brein gebeur, so interessante ding is, dat die gedeelte van jou brein wat met veg of vlug en daai goeders werk, en wat adrenalien vrystel, en al hierdie hormone balanseer in jou lyf, sodat jy kan veg of vlug, wanneer hoe meer ons sukkel om te laat gaan, hoe meer skakel die kognitiewe, die besluitnemingsgedeelte van jou brein af, en hoe meer leef jy vanuit daai baie primitiewe manier van veg of vlug. Met ander woorde, alles in my wêreld word vir my 'n bedreiging. Ek sien alles en almal as jy's vir my 'n bedreiging, jy's vir my 'n vriend of jy's 'n vyand. Daar's niks meer tussenin nie. En ek kyk net vir bedreigings om my. En imagine om so deur die lewe te gaan vir 10, 15 jaar. Hierdie klein goedjies wat ons saam met ons dra. Imagine om deur die lewe te gaan en alles is vir my 'n bedreiging. Dis maar nie 'n manier om te lewe nie, is dit? Met ander woorde, is asof ek die hele tyd gehijack word. Is asof ek die hele tyd in 'n traumatiese situasie is. Ek is die hele tyd besig om trauma te beleef en ek doen dit aan myself, want ek gaan die hele tyd deur dit. Nou, hier is die ding wat die sielkunde doen, wat soms werk, maar soms nie heeltemal nie. En is hier waar ek voel, dis goed, maar dit kan ook sleg begin raak. Wanneer ons praat oor ons probleme, en dit is goed om te praat oor jou probleme, maar daar kom 'n plek waar ons praat oor ons probleme, dat ons net praat oor ons probleme. Daar kom 'n tyd wat my probleme word die enigste ding waarna ek kyk en waarna ek dink. So jy moet praat oor jou probleme, dit moet uit. Maar as jy net praat oor jou probleme, dis waar die verskil in lê, dis waar die fout lê. En in die Christelike geloof is die ding wat ons gevra word, okay, so nou hoe deel ons met hierdie ding? En ek gaan vir julle 'n illustrasie, nou kom ons sê ek het 'n groot emmer water hierso, hy is tot heel bo vol, ek kan of die water uitgooi om hom leeg te maak, of ek kan iets anders vat wat 'n swaarder gewig het en ek kan dit in die water sit en so spoel die water dan uit. Dis eintlik die prentjie wat ek vir jou wil gee van hoe ons moet werk met dinge. Dit gaan nie net oor maak leeg nie. Dit gaan oor vervang dit. As ek nou vir jou sê, moenie dink aan die All Blacks se rugby embleem nie. En jy sê vir my, okay, ek sal nie nou dink aan die All Blacks se rugby embleem nie. Raai waaraan het jy nou net gedink? Maar as ek vir jou sê nou regtig nee, stop dit. Moenie dink aan die All Blacks se rugby embleem nie. Raai waaraan het jy nou net weer gedink? Jy weet? Maar as ek vir jou sê, okay, maar dink gou 'n bietjie aan die Springbokke. All Blacks is weg. Dus jy kan sien, dit gaan nie oor ek moet net op hierdie ding fokus nie. Dit gaan oor waarop fokus ek eintlik? Dit gaan eintlik oor waar is die middelpunt? Dis die vraag wat hierdie diensknegt se lewe vra. Wat is my middelpunt? Is ek my middelpunt? So hierdie is eintlik 'n kwessie van aanbidding.
Eintlik wat hierdie sê is, hierdie ou dink hy's so belangrik. Eintlik gaan hierdie oor, wat aanbid ek? Wat is die middelpunt? Christendom vra, verskuif die middelpunt. Om die Here te dien, vra nie dat jy 'n beter mens moet wees nie. Want as ek die hele tyd 'n beter mens probeer wees, gaan ek heeltyd dink aan hoe sleg ek is. Maar in steede daarvan vra die Here ons, verskuif die middelpunt, fokus op my. Skuif jou fokus. Vat ietsie van swaarder gewig en sit dit in hierdie emmer, sodat die water uitspoel. Met ander woorde, ek gaan nooit vergeet wat iemand aan my gedoen het nie. Dit is onredelik om te vra dat ek my moet leegmaak. Dit is onredelik om te vra dat ek moet detach, dat ek moet ontkoppel van die dinge en die mense en die goeders en die verliese en die rou en die hartseer. Jy kan nie, dis onmoontlik. Jou brein is nie so gemaak nie. Maar jy kan aan gewigtiger goeders begin dink. Jy kan dinge van meer krag en meer gewig en meer swaarte kan jy in jou hart begin die middelpunt maak. En hier is die ding. In Efesiërs 4 en vers 30 tot 32 sê hy dit. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël word tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Met ander woorde, stop dit. Maar hy stop nie daar nie. Maar wees. So hy sê vir ons, okay, help my hierdie goed te doen, maar hy los ons nie daar nie. Hy sê nie net vir ons, moenie die goed doen nie. Hy sê vir ons, doen eerder hierdie goeders. Want eintlik, as jy dit vervang, as jy die middelpunt vervang, dan gaan die ander goeders uitspoel. Hy sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergeef het. En ek wil eintlik op twee stukke van hierdie vers fokus. Maar wees in Christus, is eintlik dit. Maar wees in Christus. Ek moet wees, maar in Christus. Ek verskuif die middelpunt. Die ding wat my wêreld was, die ding wat my alles was, is nie meer die ding nie. Ek wil afsluit, en hierdie is nie op die skyfies nie, in Matteus 11, vers 31 sê Jesus iets, hy sê, of 11 vers 30, sê hy, kom ons lees van vers 29, neem my juk op julle, met ander woorde, vat iets wat swaar is van my af, sê Jesus. Ek gaan jou nie vat, maar vat myne. Vat iets wat swaar is op jou. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus. Julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is juk. Dis lig, dis die paradoks van ons geloof, is dat ons hierdie swaarder dinge op ons vat, maar eintlik ligter lewe. Dat ons hierdie ding van meer gewig en meer krag vat, en eintlik vry word. Ek word vry deur 'n nuwe juk op te neem. En ek is so bly vanoggend, want die hele week of 2 dink ek, hoe gaan 'n mens hierdie ding en hierdie gedagte na 'n punt toe vat? En toe Johan vir my later sê, maar o ja, onthou net ons het nagmaal ook Sondag. Besef ek my, dis eintlik die ding. Want as Jesus vir ons, met ons praat oor die nagmaal, dan sê hy, soveel keer as wat julle by mekaar kom, doen hierdie, jy weet, in herinnering van my. Hoekom? Want hy weet ons gaan vergeet. Hy weet ons verskuif die hele tyd die middelpunt. Nou voordat ons die nagmaal uitdeel, ek sien julle staan reg, baie dankie, wil ek julle eers net 'n geleentheid gee. En hierdie is die ding wat so belangrik is dat ons net vir 'n oomblik in die diens hierso net 'n pouse inbou. Want die lewe stop nie en hy gee nie vir jou 'n breek nie.
En hy stadig maar seker die hele tyd besig om daai middelpunt te skuif van jou. En hy wil nie hê jy moet teruggaan na in ek wees in hom. Hy wil nie hê nie, maar vandag wil ek jou vra. Net vir 'n oomblik. Kom ons sluit dalk ons oë. En miskien is dit, ek wil 2 vrae vra. En ek wil jou dan so in hierdie gebede wat ek nou gaan doen, wil ek jou insluit. Die eerste vraag wat ek wil vra is jy op 'n punt waar dit 'n klomp klein goedjies, of 'n paar groot goed, of een groot ding is, wat jou hart die heeltyd die fokus voor jou oë hou. Met ander woorde wat, ek wil jou vra vanoggend, as jy daai goeders wil laat gaan, wil jy nie net jou hand opsteek en weer laat sak nie. Dankie vir jou gehoorsaamheid. Dankie vir jou gehoorsaamheid. En dan tweedens wil ek vra, as jy vandag hierso sit, en jy weet, Christus is nie die middelpunt van my lewe nie. Hy was dalk al, en hy is nie meer nie. Of hy was dalk nog nooit nie. En ek het met my kop nog altyd gekyk of geluister na hierdie boodskap en Christenskap en al daai goeders, maar ek wil hom die middelpunt van my hart en my lewe maak vandag. Ek wil sy juk opneem op my lewe. Ek wil vry word. Ek wil sy gewig op my dra, sodat die gewig en die las van hierdie lewe van my afgegooi word. Wil ek jou ook vra, jy is welkom jou hand op te steek en om net weer te laat sak. En soos wat jy hierdie stap gee, wil ek 'n gebed vir julle doen. En na die week of 2 wat ek gehad het, wil ek myself ook insluit in hierdie gebed. Want alles in ons wêreld wil ons wegvat van die Here af. Maar ek wil vir jou vandag sê, daar's niks wat jou kan skei van die liefde van die Here nie. En al skuif die grootste mag in hierdie wêreld daai middelpunt vir jou weg, hy sal homself weer terugbring. Hy sal elke keer weer terugkom. En al kom jy 1 miljoen keer weer terug na hom toe, hy sal elke liewe keer weer terugkeer. En hy sal vir jou help. En hy sal die las afgooi. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Niks nie. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons, wat vandag voel, ons moet laat gaan. Dat dit so moeilik is om ons hande oop te maak en te sê, vat dit, Here. En kom vul daai spasie. Ek wil nie leeg wees nie. En ek wil ook nie meer aan hierdie goed vashou nie. Kom vul daai spasie. Maak ons vry, Here. En elkeen wat vanoggend sê, ek wil Jesus die middelpunt van my lewe maak, ek gaan 'n gebed bid en jy kan saam met my bid en hoef nie agter my aan te bid nie, jy kan net saam sê, ek glo, ek vertrou hierdie woorde. Dit is my gebed, Here. Dat Here, ek nooi U in my lewe in, om elke afgod, elke ding wat my fokus van U afvat, elke bekommernis van hierdie wêreld, elke area waar ek groter is as U, uit te vat. Kom in my lewe in en word die middelpunt. Ek vertrou U, Here. Ek vertrou U vir 'n nuwe gedagte. Ek vertrou U vir 'n nuwe lewe. Ek vertrou U vir 'n absolute verandering wat deur U Gees in my hart gebeur. Ons bid dit in U naam, Here. Amen. En soos wat die nagmaal nou uitgedeel gaan word, wil ek jou nooi
Jesus sê, wanneer julle bymekaar kom, doen hierdie in herinnering. En Paulus sê, elke keer as julle bymekaar kom, want die Here weet, ons gaan vergeet. En hy gee vir ons hierdie tasbare gebruik. Hy gee vir ons ietsie van sy liggaam, en hy gee vir ons ietsie van sy bloed, en hy gee vir ons ietsie van sy lewe, en hy sê, die krag lê nie in hierdie stukkie brood en hierdie bietjie wyn nie. Hierdie is nie 'n bonatuurlike ding nie, maar waantoe hierdie jou kan verskuif as jy fokus op dit weer vanoggend. Waantoe hierdie jou kan vat is limitless. Hoe ek jou kan vrymaak en jou kan losmaak en vir jou nuwe lewe kan gee. Hierdie is die substance. In my is jy. So vandag wanneer jy die gebroke liggaam van die Here gebruik, wanneer jy die bloed van die Here drink, wanneer jy deelneem aan dit, wil ek vra dat jy ook net besef, in hom is jy, soos wat hy in jou nou is. As jy vanoggend die Here in jou hart en in jou lewe ingenooi het, wil ek ook nooi, daar agter is van die helpers wat met jou ook 'n tyd wil spandeer en wil bedien, saam in die nagmaal. En as jy gebed nodig het op daai manier, is jy welkom om soontoe te beweeg. Neem vrymoedigheid. Die musiek gaan speel, ons gaan oorgaan in aanbidding, ons gaan nou hierdie tyd van pouse hê, wat ons sê, Here, word net weer die middelpunt. Ek gee oor. Is almal bedien met die nagmaal? Is daar enigiemand wat oorgeslaan is? Ek wil net seker maak. So Vader, soos wat ons hierdie nagmaal neem, gee ons oor en neem ons U op. Ons bid dit in Jesus naam. Mag U wen en ons verloor. Amen. Here, ons maak vir U spasie. Ons maak vir U spasie om te kom doen wat net U kan doen, Here. Help ons om te laat gaan. Help ons om ja te sê vir U. Meer van U en minder van ons. Ons gee oor. This is our surrender. Meer van U, Here. As jy klaar nagmaal gebruik het, kan jy saam met my opstaan. Here is where I lay it down, every burden, every pain. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
is where I lay it down. You are all I'm chasing. This is my surrender. This is my surrender. Oh, we surrender all. Wil jy nie net vir 'n oomblik jou hande in die lug steek? En sê, Here, hier is ek. We are laying it all down. Dank U, Here. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the dark, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. I speak Jesus. We speak your name. You are the worthy one. Ek wil jou uitnooi om jouself vanoggend op 'n plek te kry van surrender. Ons gaan nou vir 'n rukkie net herhaal, I surrender all. En hoe ook al dit vir jou mag lyk, maak vanoggend spasie. Maak vanoggend spasie vir dit wat jy nodig het om te doen. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed
Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. So Lisa, as ons net hier kan bly, ons gaan nou weer hierdie koor sing, maar ek wonder soms wat ons verhoed om ten volle oor te gee, of het nie ons onvermoë is om onsself van ons Engelse praat van performance te distansieer nie. Ek lees hierdie week in Matteus 6, lees ek waar Jesus vir ons leer om te bid en te gee en te vas. En dit is so interessant dat hy elke keer sê, maar moet dit nie doen uit 'n plek van vermaaklikheid uit nie, uit optrede uit nie. Dat wanneer jy hierdie goed doen, ieder doen dit in die privaat, of wanneer jy vas, was jou gesig, salf jou hoof. Want die skrif sê, hy wat in die geheim sien, sal jou beloon. En wanneer ons vanoggend weer hierdie koor sing, wil ek jou uitnooi om daardie plekke waar jy die behoefte het om op te tree en iets te probeer wees wie jy weet jy nie is nie. Waar jy weet dat dit wat agtertoe deure aangaan, is nie belyn met dit wat jy voorgee nie. Dat jy vanoggend daardie afgode wat ons opgerig het, dat ons dit vanoggend breek voor die Here se voete neer en sê, Here, vanoggend kom lê ek alles neer. Here, ek het 'n behoefte aan jou teenwoordigheid. Here, soos Marius gesê het, Here, ek het 'n behoefte dat U swaarder weeg as hierdie wêreld. Soos Elisa, as ons daai weer kan doen. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ons het vanoggend 3 gebedsversoeke en al 3 van hulle het 'n draadjie wat hulle almal aan mekaar konnekteer. Die een is 'n seentjie wat 16 dae oud is, wat te vroeg gebore is. Hy was huis toe en hy's weer terug by die hospitaal en dokters is besig om te behandel, maar dit is redelik kritiek. Dan bid ons vir 'n dame wat se kankertelling weer op is. En dan bid ons vir 'n klein dogtertjie Leila wat chemo moet kry. Wat 'n familie het wat geld moet uithaal vir kostes wat hulle nie het nie en wat vanoggend 'n behoefte het dat God ingryp in hulle lewens. En ek wil hê Claudia wil hulle nie hulle hande uitsteek in hierdie rigting nie en ons draai die mense op.
Ons lê hulle by die voete van die kruis neer. Sê Here, ons weet nie altyd hoe nie, Here, maar ons weet U kan. Here, ons weet U weeg swaarder as hierdie wêreld. So Here, vanoggend kom ons as 'n liefdesgemeenskap, Here, en ons dra hierdie mense aan U op, Here. Ons bid vir hierdie klein seentjie in die hospitaal, Here, wat beklei vir sy lewe, Here. Mag U, Here, elke oomblik daar by hom wees, Here. Mag U die dokters gebruik, Here, Here, om hom gesond te kry en gesond te hou, Here, en mag daardie seentjie sommer gou ontslaan word, Here. Ons bid vir hierdie tannie, Here, wat sy kankertelling op is, Here. Dankie, Here, dat U daai liggaam aan mekaar gesit het, Here, en U elke gedeelte van haar liggaam aan mekaar geweef het, Here. Here, dat geen dokter se diagnose, Here, bo U naam staan nie, Here. Here, ons vra nou dat U genesing in hierdie vrou se liggaam sal bring, Here. Dan bid ons vir Leila, Here, 'n klein dogtertjie wat so braaf is en beklei, Here. Here, maar mag ons vandag kom bid, Here, dat U haar nog meer braaf sal maak, Here. Here, maar meer as dit mag ons vra, Here, dat U haar gesond sal maak, Here. Here, dat U genesende hand, Here, Here, om 'n keer na gesondheid sal bring, Here. Here, ons bid vir finansies, Here. Here, daar waar hierdie dinge swaar weeg, Here. Here, mag U hand wat voorsien 'n getuienis in hierdie mense se lewens wees, Here, van U wat elke tree daar is, Here. En dit wat die vyand bedoel vir ons vernietiging, Here, dat U dit kan dra, Here, vir U ons goed, Here. Dankie vir U liefde, Here. En dankie vir hierdie mense se lewens. Amen. Klei, dit was lekker om julle almal hier te hê. Ons sal hier voor wees as enigiemand gebed nodig het. Julle moet 'n lekker Sondag hê. Goed gaan.